tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Een oggend vroeg, nogal voordat die oggendvoeltjies in die Hadidas die nuwe dag aangekondig het, trek daar 'n vreeslike geroep deur die bos. Dit was so hard en so dringend, dat al die diere skielik regop gesit het in hulle beddens. Oupa Uil skrik so groot, hy val byna uit sy nes uit. En nou Jakkals byt amper 'n gat in sy kussing. Dit was 'n geluid wat vir al die bosdiere laat besef het, iets groots is verkeerd. Sonder om 'n woord verder te sê, duik oupa Uil af uit sy groot boom en reguit na koning Louis leeu toe. Koning Louis staan toe al reeds op die groot plat klip en wag op oupa Uil. U majesteit, ek sien u het ook die vreesaanjaende geluid gehoor. My gedorie waar, oupa Uil. Ja, geen dier kan slaap in so 'n jammerlike geroep nie. Ek is seker een van ons groter diere is in die moeilikheid, sê koning Louis. Dit klink asof die geroep van die rivier se kant afkom, u majesteit, sê oupa Uil en vlieg so 'n paar meter in die lug op om te kyk of hy nie dalk iets kan sien nie. Maar dit is nog te donker en daar's heel wat bosse en bome in die pad. Net toe kom Tinkie daar by hulle aan. U majesteit, ons moet gou opkry. Sarel Seekoei het in 'n gat getrap in die rivier en nou sit sy een been vas onder 'n groot rots. Hy kan nie sy voet loskry nie. En ek het gesien, dit het baie gereën in die Maanberg. Die rivier gaan binnekort afkom. Dis vreeslik, sê koning Louis. Oupa Uil, wat stel jy voor met ons doen? U majesteit, as die rivier binnekort gaan afkom, sal ons baie gou moet werk. Ons kan nie vir die visse vra om te help nie, want hulle is nie sterk genoeg nie. Maar die visse kan help om vir Sarel Seekoei te help om asem te haal. Tinkie, gaan vra gou vir Bobby Bobbejaan. Hulle moet vir ons lang Bobbejaan toue vleg en dit gou rivier toe bring. En dan gaan roep jy vir Olga Olifant en sê vir haar die olifante moet ook dadelik rivier toe kom. Ek sal so lank rivier toe vlieg en gou met Buks bewer praat. Ek is seker die bewer sal kan help. Hulle is rats in die water en nogal sterk ook. Nou toe, kom ons wikkel. Die water wat van die Maanberg afkom gaan nie vir ons wag nie. Ons moet roer. En daar vlieg oupa Uil en Tinkie om te doen wat hulle moet doen. Toe oupa Uil by die rivier kom, is die babers lekker aan die kossie soek in die vlakwater by die riete. Hallo oupa Uil, sê Barbara Baber. Wil oupa Uil kom kos soek? Vra sy. Nee, nie vandag nie, Barbara, dankie. Maar ek het julle hulp dringend nodig. Vra asseblief een van jou vriendinne om gou vir my vir Buks bewer te gaan roep. Dis baie dringend. O, wêreld, dit klink dringend. Goed, ek maak dadelik so, sê Barbara Baber en wil net wegswem. Wag 'n klein bietjie, Barbara. Julle klompie babers moet asseblief ook vir die ander visse vra om te help. Sarel Seekoei se een voet sit vas onder 'n groot rots in die rivier en die water is aan die styg. Dit het groot gereën daar in die Maanberg. Arme Sarel Seekoei gaan sommer binnekort onder die water wees. Ons weet hy kan vir lang rukke onder die water bly, maar nie vir so lank nie. Die visse sal moet reg staan om vir hom lug aan te gee. Julle moet groot asems neem en dan tot by sy mond swem en die lug in sy mond inblaas. So sal hy kan asem kry. Dan is dit regtig dringend, sê Barbara Baber en swem so vinnig weg dat die water sommer so bo oor oupa Uil spat. Dit was nie lank nie, toe is Olga en die trop olifante daar. Dag, sê oupa Uil. Tinkie het ons vertel van Sarel se nood. Hoe kan ons help? Vra Olga olifant. Dankie dat julle so vinnig gekom het, Olga, sê oupa Uil. Ons gaan vir Buks bewer hulle vra om die Bobbejaan toue om die groot rots wat op Sarel se voet rus vas te maak. En dan moet julle die klip optrek sodat Sarel sy voet kan uitkry. Net toe kom Bobby Bobbejaan daaraan met die lang, sterk gevlegte Bobbejaan toue. Waar kan ek die toue neersit, oupa Uil? Vra Bobby sommer terwyl hy aangehardloop kom. Sommer net hier, Bobby.
"Sjoe, julle het darm vinnig gemaak," sê oupa uil. Gelukkig hou ons altyd 'n klompie bobbejaandoue gereed daar bo op die bakkraans, en net vir ingeval ons dit dringend nodig het, sê Bobby trots. Hulle praat nog so, toe Buks bewer en die ander bewers daar aankom. "Môre, Buksman. Dankie dat julle kom help," sê oupa uil. "Sê net wat ons moet doen, oupa uil," sê Buks en wag vir instruksies. "Goed julle almal, luister nou mooi. Ons het min tyd. Die visse swem daar by Sarel rond en wag net dat die water te hoog styg, dan gaan hulle vir hom asem afneem onder toe in die water. So sal ou Sarel darm kan asemhaal onder die water totdat ons die rots van sy voet afgekry het. Buks, julle bewers moet nou gou die een kante van die toue neem en dit rondom die groot rots wat bo op Sarel se voet lê, vasbind. Julle moet gou maak en dit baie stewig vasbind. Nou toe, gaan julle so lank," sê oupa uil en reël alles mooi. "Olga, julle olifante moet net hier by my op die oewer staan. Sodra Buks vir ons sê dat die toue stewig vas is om die rots, moet julle stadig en hard trek, sodat die rots kan oplig en Sarel sy voet kan uitkry," sê oupa uil. Die visse het fliks om Sarel rondgeswem en die bewers het hard gewerk om die toue om die groot rots op Sarel se voet vas te bind. "Oupa uil," roep Bobby Bobbejaan skielik. "Kyk al die water! Die rivier kom af!" "O, wêreld, toe maar. Barbara Barber en die rivier se visse is daar om vir Sarel Sekoe asem te gee onder die water. Hey, waarom neem Buks bewer en die ander dan so lank om die tou om die rots vas te maak?" sê oupa uil. Net toe steek Buks sy kop bo kan die water uit. "Julle kan maar trek, Olga, die klip is vas," roep Buks bewer. "Trek, Olga, julle, trek," roep oupa uil. Dit was nie lank nie. Toe sien die diere hoe Sarel Sekoe sy kop bo kan die water uitsteek. Almal het hande geklap van blydskap en daardie aand het die diere groot fees gevier, want almal het mooi gehelp om vir Sarel Sekoe te red. En selfs die visse het ook van die lekkernye gekry vir hulle harde werk. Ai, tog, dit was darm nou vir jou 'n noue ontkoming, né? Die arme ou Sarel Sekoe, maar die diere het darm mooi saamgewerk om hom te red. Kom ons kyk gou hoe mooi het jy vandag geluister. Oupa uil gaan vir jou 2 vragies vra. En na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed. Hier is die eerste vraag. Wat het met Sarel Sekoe in die rivier gebeur? Hier is die antwoord. Sarel Sekoe se voet het onder 'n groot rots in die rivier vasgesit. Goed, hier is die tweede vragie. Wie moes die bobbejaan-toue aan die klip onder die water gaan vasmaak? Hier is die antwoord. Buks bewer en die ander bewers moes die bobbejaan-toue aan die groot rots onder die water gaan vasmaak. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.